Hier is die hoofslaapkamer en dan hulle spa hierso. Hier is sy badkamer. Op hierdie lekker stoep. Ek sê vir julle die hele huis is van hout. Kyk net die water hierso. So jy sit hier reg langs die water met die voorlewe. Kyk nou daar. Kyk daar, daai mooi rooi vink. 'n venue plek. Dit is hoe die huis lyk. Lekker groot, ruim bewoonbare huis. Sy uitsig op die vlei. Ag, en is ook te pragtig. Kyk die uitsig op die vlei en voëls en duwe wat hier rondvlieg is. Daar kan julle sonpanele sien. Hierso is dan die swembad en 'n kuierplekkie. Hierdie is 'n fontein. Hier borrel water uit. As jy by die plaas inkom, is dit wat jy sien. Dit lê teen 'n teerpad. Redelike besige teerpad. Ek is Chaka Erasmus, jou eerlike prokureur in die wildbedryf. Ek verkoop wildplase en ander eksotiese eiendomme vir kommissie. Daar is 3 dinge wat jy vir my kan doen. Like hierdie video, skryf in op hierdie kanaal en tinkel my. En ja, ek loop met 'n sambreel hier rond, want dit reën. Kyk hoe nat is dit. Dit reën. Ons het dan van hier af ingekom. Die teerpad is nou net daar, baie naby. En dan hierso is die hoofwoning. Ek gaan nou vir julle meer detail wys hoe dit hierso lyk. Daar staan die ossewyntjie en so aan. Sien, daar staan 'n trekker onder 'n dak. Daar is nog 'n huis. En daar is ook huise en buitegeboue wat ek vir julle nou sal wys. Net so 'n bietjie die afronding. Ek sien die plafonne is gewone plafonne. En die huis het houtvloere, die mure en dinge is ook vloere, hout aan die buitekant. Julle sal sien buite. Dan het hulle spa hierso. Wat jy kommersieel kan benut of sommer net vir jou eie plesier as jy wil. En dan kom ons gaan kyk hoe lyk die res van die huis. Ons stap daar na die slaapgedeeltes toe. Daar is 'n lekker stoep, maar ons sal nou soontoe gaan. Dit is baie mooi daar buite. Ek gaan dit vir julle wys nou. Maar hierso is dan slaapkamers en badkamers. Ek gaan nou nie vir julle slaapkamers tel hierso nie, julle moet maar self tel. Hierso is net 'n badkamer, sien ek. Ja. En dan hierso is ook 'n slaapkamer. Hy het nie 'n en-suite badkamer nie. Hy het net 'n kamer. En dan hier is die hoofslaapkamer. En dan hier is sy badkamer. Daar so sien ek instapkas, wat sal mense dit noem. Lekker baie pakplek en dinge. En hierso is kamertjies wat ek weet nie regtig vir watter doel dit gebou is nie. Is kinderkamers of wat. Dit is ingerig as slaapplek. So. En dan stap die hoofslaapkamer. Ek sien hierso het hulle 'n lesenaar ook hier in die hoofslaapkamer. En dan stap die hoofslaapkamer nou uit op hierdie lekker stoep. En dis nou iets wat ek vir julle wil wys. Hier hout, ek sê vir julle die hele huis is van hout.
En die rede daarvoor is, kyk net die water hierso. Kan jy sien die water? Die huis is amper basies in 'n vlei gebou. So jy sit hier reg langs die water met die voorlewe. Kyk nou daai. Rooi vink. Die son kom voor jou op, sê professor. Kyk daar, daai mooi rooi vink. Wat sommer hier by jou. Kom ons stap nou hier om. Nou hierso, agter die lekker groot skuifdeure, is 'n eetsaal. Dit is nou maar as jy wil gaste hê of as jy dalk wil iets kommersieels hier wil doen, soos byvoorbeeld 'n venue plek. Lyk heel oulik. OK, en dan stap ons verder die kant toe. Wanneer jy by die huis instap, is dit wat jy sien. Professor is nie altyd hier nie, maar dit is hoe die huis lyk. Lekker groot, ruim, bewoonbare huis. Ek het nou daar ingestap en dan gaan ek vir julle wys hoe die lyk die huis. Ek wil sommer nou al aan julle noem dat die huis is van hout gebou, want die is so baie ondergrondse water. Jy kan nie met steen hier bou nie. Daar is die ander huisie. Al die ander huise op die oomblik staan leeg. Hulle verhuur dit nou nie uit of iets nie. En dan hierso is nou 'n groot vlei gebied. En ja, professor is eintlik baie mooi. Baie mooi. Hierso is die stoepie. Ek dink is baie mooi hierso. So met die uitsig oor die vlei. Dan kom ons stap oor hierdie kant van die huis weer om. Ok, so hierdie is eintlik die ou plaashuis. Wat ook tans leeg staan. Die eienaar gebruik hom maar vir ander dinge. Ons sal nou gaan kyk daar binne. En dan hierso is ook so onderdak area. Sal nou deur dit stap dalk. Kom ons gaan eers hier in die huis in stoorkamers en so aan. As jy nou hier by hierdie huis instap, kom ons noem dit die sekondêre woonhuis. Dan is dit wat jy sien, soos ek sê, alles staan leeg, is nie huurders of iets nie. Nou sien ek die kombuis en so. En sal nou kyk, net die afwerking. Is ook alles hout. Ja. O ja, om lig in te laat. Ek het gesien, die ander huis het ook sulke goed. Ok. En dan gaan ons maar net deur die huis stap, hier's kamers. So aan. Gaan nou nie noodwendig alles in detail nie. Sien hangkaste. En die opwasgedeelte. En hier is ook 'n spens. Ok. En dan deur na die ander kant toe. So nou kom kyk wat se uitsig het hy op die vlei. Ons net eers binne in die huis kyk. Slaapkamers. Is nie en suite nie. En hierso is die badkamer. Ok, dis basies dit. Ek sien hierdie kamer, hy het sy eie bad, dis 'n aantrekkamer en 'n badkamer. Ok, so hy het sy eie badkamer, so dis die hoofslaapkamer hierdie. Hy het dit deur direk na die stoep toe, maar ek gaan nou so omstap. Kom maar wat, professor, ons stap om aan die ander kant om. Ok, so, kom ons kyk wat se uitsig het hierdie huis op die vlei. Net gou hier, hierdie hoofvertrek, die sitkamervertrek met 'n foto van. Hallo professor. Hierso is sy uitsig op die vlei.
Ag, en is ook te pragtig. Kyk die voëls en die dinge wat hier rondvlieg. Daar sit ook 'n rooi vink. So hom kan vang. Daar sit hy. Ja. En die vlieg ander voëls ook rond. Dis so. En vinkneste. Daai palmiete, daai noem jy 'n palmiet. Daai ding wat die vinknes aan is 'n palmiet. Dink ek. Al was ek verkeerd was. Kyk, daar is die ander huis. OK, so ook hierdie huis het 'n lekker stoep met 'n uitsig op die vlei en voëls en duwe wat hier rondvlieg is. Ek hou daarvan. Ja, baie mooi. Pas professor, pas op vir daai troeteldiertjies. Ja. Want ek wou die swalkie nes wys. Toe sien ek daar's nog troeteldiertjies. Kom ons kom weg van hulle af. Dis hy. OK, so dis die tweede huis, as ons dit dan die sekondêre huis kan doop. Noem, hier is nie Eskom krag hierso nie, alles werk met son. Daar is, hierdie is nou die tweede huisie, daar so kan julle sonpanele sien. Ek bietjie inzoom nog. Daar kan julle sonpanele sien en so aan. So alles hierso, hier's geen Eskom rekening hierso nie. Kom ons stap gou oor net vinnig daai onderdak area. En dis oorspronklik vir voertuie of wat, ek weet nie, of net buite, maar net nog stoor en werksruimte. Afwerking. Ja, dis heel netjies en bruikbaar. As hierdie kamertjie kan oopmaak, gaan ek die deur oopmaak, anders gaan ek nie worry nie. Maar net nog 'n stoorkamertjie soos heelwat stoorplek en werkplek en dinge hierso. OK, maar ek, Chaka Erasmus, is nie alleen hier vandag nie. Professor het iets wat sy vir julle wil sê. Wees slim, skryf in. Wees slim, skryf in. Julle wys, daai is 'n werkershuis. Dis die werkershuisie wat ek nou nog gesien het. Hierso is die afdakkie. En hierso is die hoof ou plaashuis en 'n mooi vrou. OK. Ons het nou van daar af gestap gekom. Daar is die hoofhuis waar ons nou net was. En die vlei in daai rigting. En dan hier's nou nog hier's die ander huisie wat ek vir julle gewys het. Van ver af. So, dit staan nou alles leeg. En dit reën. Ek het iemand wat vir my die sambreel vashou. Dat die elektroniese toerusting nie nat reën nie. Daar is die huis en die eetsaal nou en die vlei en so aan. En hierso staan ook 'n lekker klomp water. En dan hierso het hulle begin om 'n laperigheid of iets te bou. Jy kan maar net nog aangaan daar aan 'n dak opsit en so. En kom ons gaan hier oor die bruggie. Hier is ons nou weer aan die voorkant van die huis. Maar die mooi kant is eintlik dan aan die agterkant wat uitkyk oor die vlei. Maar hierso is dan die swembad en 'n kuierplekkie. Net hierso weer. Ja, hier's iets wat ek vir julle moet wys. Is hierdie is 'n fontein. Hier borrel water uit. Kyk hoe loop hy daar. Dan loop hy daar in die vlei in. So jy is hier in 'n baie waterryke omgewing en dit lyk nogal mooi. Ja, hierdie is maar net die kamertjie is leeg op die oomblik. Is op die oomblik net 'n stoorkamertjie. Jy kan hom inrig as 'n badkamer of 'n kombuisie of whatever jy wil, aantrekkamer. Keuse is joune. En dan is ons nou weer hier terug waar ons begin het. Maar net vir julle hierso wys die
trekker en so aan. So seker bly. En die watertank met die drukpomp. Ek gaan nou, kom ons gaan kyk net daar aan die ander kant, hoe lyk dit daar. Ons kom nou van daar af, daar is die hoofhuis in Swaan. Hierso is nou ander buitengeboue en huise, stoorkamertjies en dinge waarby ons verby gery het. Daar is die hoofingang. So dit is hoe dit lyk hierso. Hallo professor. Hallo. Hier stap ons nou in die hoof ou plaashuis. Soos julle kan sien, word dit gebruik vir stoorruimte net op die oomblik. So ek gaan nou nie dit in detail deurstap nie. Hier is allerhande vertrekkies, hierdie lyk soos die kombuis van destyds. Plek kan seker weer ingerig word. Hier is meer die kombuiserigheid. En hier is meubels gestoor hierso. Ja, hierdie was die kombuis, want hierso is opwas en so. Daar is sekere spenserigheid. OK. So die afwerking, die hele huis lyk nou nie dieselfde nie. En dan hierso kom maar wat slaapkamers en dinge veronderstel is om te wees. En so aan. Badkamer. OK. Professor stap net by my verby, laat ek net 'n foto neem, so. OK. Ja, dit is basies. Nou nie nodig om hierdie huis in detail deur te stap nie. Basies dit, dat ek net hier 'n fotootjie neem ook. So. Ja, weet jy wat, laat ek daai groot vertrek. Moet ook 'n foto neem. Wat sê? En kort kyk net gou daai onderdak daar. Hierso is die huis waar ons nou net deurgestap het, die ou hoofplaashuis. En ek wil net uit 'n ander hoek uit, hierso is buitekamertjies, so ek gaan nie deur hulle stap nie. Hier is 1, 2, ek tel 3, want daar is ook een. 3 sulke buitekamertjies. En dan, daar is ook nog 'n onderdakplek wat ek nou, ek gaan nie spesiaal so toe stap nie, maar daar is dit 'n sementdam of 'n rondawel daai? Nee, is ook 'n huisie. Is ook 'n huisie, ja, ons sal dalk nou maar so toe moet stap. En dan hierso is die afdakke wat ek nou by was. OK, so nou weet julle hoe lyk dit hierso.
professor het ook iets wat sy vir julle wil sê. Wees slim, skryf in. Wees slim, skryf in.